Hallo my vriend, praat God met mense, hoe praat God, waarom praat hy, wat sê hy, hoe weet jy God praat, maar praat God. Nou, 'n vriendin, sy kom daar by die kankerhospitaal uit, nie lekker nie hoor, nie lekker nie, sy stap nou daar, baie gevaarlik, baie siek, sy stap uit by die hospitaal en daar lê 'n veertjie van 'n voeltjie, 'n duif of 'n ding, en sy tel die veertjie op, en dit beteken vir haar baie oomblik so baie, sy sê, dit beteken die engele, die Here dink aan my. Nou die vraag is, hoe praat God? Praat God, hoe werk dit as ons dink hy praat nie, en is doodstil en ek hoor niks? Hoe praat God? Natuurlik praat God. Hy wil praat. Hy is nie moeilik om te praat nie. Jy hoef nie iets te doen nie. Hy gaan praat. Reg deur die Bybel, jy vat nou Genesis 1. Reg in die begin sê God, toe dit nog donker en duister en daar nog niks was nie. God maak nie van iets na iets anders, hy transformeer nie. Nee man, God skep uit niks. Hy maak waar nie is nie. Is nie net verander nie, hy skep. En God in die begin het gesê, laat daar lig wees, dit is die grootte nie. Laat daar lig wees. En God het die dag gemaak in die nag, en hy het gesê, dis goed. Toe het God ook vir Adam en Eva gesê, julle moet nou nie dit en dit doen nie, julle kan alles doen, maar los maar daai een boom uit, en toe het hulle mos nie geluister nie. En toe kom hulle agter, maar daar is nou fout. En die volgende wat God praat, hy sê nie dat hy skep nie, en maak nie, uit niks. God is soewerein, hy kan maak. Ek weet nie hoe nie hoor, ek weet net, hy maak. Toe kom soek God vir Adam en Eva, en hulle kom toe agter, hulle hoor die Here se voetstappe, en hulle kruip weg. Maar God vind hulle, hy sê, wat maak julle? Hulle sê, ons kruip nou weg, want ons is skaam, want ons is naak. Wat is die tweede ding wat God doen? Hy maak. Hy praat, hy het 'n skepingswoord. God kan sê vir 'n storm, bedaar en dit bedaar. Dis God hierdie. En God kan vir verlamde sê, staan op, en hy staan op. Onthou, die Here is God. Hy maak uit niks. Die tweede ding wat hy doen is, as dinge verkeerd gaan, dan los hy dit daarin, dan kom hy in jou lewe in, as dinge uitmekaar uitval, as jy skaam is, as dinge nie reg is nie, dan kom God in jou lewe in, en hy kom soek jou op. Hy sê, hoekom kruip jy weg? Wat is dit nou? Ek kom soek jou. So God maak die verhouding reg. God herstel dit. Hoekom? Want hy is God. Hy wil, hy kan. Hy kan goed maak, en hy kan weer opmaak. Hy kan jou kom soek, net waar jy is. Selfs as jy dit nie wil hê nie. Selfs as jy wegkruip. Selfs as jy skaam is. As dinge verkeerd is. God kom soek vir jou op. En so praat God self. Waar is jy? Wat maak jy? Moenie die boom eet nie. God praat. Maar soos ons in die Bybel lees, so mettertyd praat God direk, maar partykeer roep hy iemand en sê my, jy moet gaan sê. Byvoorbeeld Moses. God kom na Moses en sê, Moses, jy moet gaan. En Moses sê, ek kan nie praat nie, en ek is al 80 jaar oud, en dit pas my nie nou nie. God sê, jong, jy moet nie verskonings maak nie, jy moet gaan. En Moses, die grootste leier wat Israel ooit gehad het. Ek dink hulle kort vandag so 'n Moses. Moses gaan na die volk en sê, die Here, sy naam is ek is, ek sal wees waar ek moet wees, as jy my aanroep, ek sal daar wees. God gebruik Moses om met die volk Israel te praat. So God praat, definitief. Hy kan ook praat deur mense wat na jou toe kom en met jou sê, luister, ek het nou niks teen jou nie, maar ek wil net vir jou sê as 'n vriend, so en so, kyk hierna, oppas hiervoor. En as iemand na jou kom, en vir jou iets sê, nou al hy moeite gedoen en 'n afspraak gemaak, dan my ondervinding is, jy moet nie dit weggooi nie. Dis hoekom ons vriende het, wat met jou kom praat, en sê, wat van dit en wat van dat, en dan moet 'n mens luister. God stuur mense na jou toe. Moses, hy stuur profete, hy stuur vir Jeremia, hy sê vir Jeremia, kom hier, hy sê, Jeremia, ek ken jou van die moederskoot, en ek het jou daai tyd al gekies, om jou lewe aan my te wy.
Jy moet na die mense toe gaan. Wat sê Jeremia? Jeremia 1, hy sê, "Ai toggetjie, net die ekkie." God sê, Jeremia, ek praat met jou, ek het jou God al lank na konsepsie, jy moet gaan na die mense, en moenie vir hulle bang wees nie, hulle gaan nie hou wat jy sê nie, en hy sê vir Jeremia, hulle sit hulle geld op verkeerde plekke, hulle het geld en tyd vir afgode en verkeerde dinge, maar vir die Here se dinge het nie tyd nie, ek gaan hulle straf, jy moet na die mense toe gaan, en jy moet hulle waarsku, maar moenie bang wees nie, ek is by jou. So God praat, hy praat ook deur mense, Moses, hy praat deur Jeremia, en God sê, hy sê vir Jeremia, Jeremia, wat sien jy? En Jeremia sê, ek sien 'n amandeltak. Nou ek weet die simbool daarvan, as jy nou vat appelbome, perskebome, appelkoosbome, bome, steenvrugte, die eerste steenvrug, die eerste boom wat bloeisels maak, is die amandel. God sê vir Jeremia, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n amandel. Hy sê, dis reg, ek sien 'n nuwe lewe, 'n nuwe bloeityd vir Israel, ek sien 'n nuwe tyd. Wat sien jy nog? Jeremia sê, ek sien 'n kokende pot. 'n Kookpot, wat kantel van die noorde af. En daai ding kantel op Israel, sê die Here, ja. So jy sien twee goed, jy sien vir Israel seëninge, as hulle die Here vertrou, hulle saak met die Here reg kry, maar as hulle met die afgode en verkeerde, dan sien ek, hier kantel 'n pot olie op hulle uit, warm olie. Praat met die volk, sê vir Israel, jy moet luister na die Here, praat met die mense, moenie vir hulle bang wees, hulle gaan nie van hou nie, want jy gaan teen hulle grein in, maar waarsku hulle, in die kokende pot, wat van die noorde kom, gaan kantel op hulle, hulle moet hulle sake reg kry. So praat God, natuurlik praat God, op baie maniere. Hy praat self, hy gebruik iemand wat na jou toe kom en sê, so en so, ek wil jou adviseer uit my hart, het wil ek net vir jou sê, hy praat deur Jesaja, hy praat deur Jeremia, en al die profete, God praat met mense, maar die grootte is dat Jesus op 'n dag kom, en God praat deur Jesus, Hebreërs 1 sê so, God het in die verlede deur baie mense gepraat, maar nou, in die laaste dae praat hy deur Jesus, God praat deur Jesus, en wat sê Jesus? Jesus sê, Markus 16 vers 16, julle moet na my toe kom, want as julle dit nie doen nie, sal jy veroordeel word. Hoor hy waarskuwing. Jesus sê ook, kom na my almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar dieselfde Jesus het ook die waarskuwing in Markus, ek dink 16 vers 16, waar hy die volk waarsku. So God praat met jou. Jy kan nooit sê ek het nie geweet nie. God praat met jou in die skrif. Hy praat met jou, sê Romeine 8, deur die Gees. Hy praat met jou in die Bybel. Niks wat hy vir jou iewers anders sê, staan nie in die Bybel nie. Die enigiets wat God vir jou sê, sal in lyn wees met die Bybel. God praat met jou. En hy sê vir jou, die een kant amandeltakke en seëninge. Hy sê, maar as jy nie luister die Markus 16 vers 16 oordeel, en hy sê vir Israel, die pot kokende olie kantel na jou toe van die noorde af. Dit is baie duidelik. God praat, pragtige woorde, maar ook waarskuwing. So jy kan nie sê jy het nie geweet nie. Jy weet wat Jesus sê, jy weet hoe die Gees werk. Al wat ek wil vir jou sê, jy moet die dinge luister. Dis nie om te ewe nie. Amen. Maar ek wil jou seën. Mag die genade van Jesus en sy woorde, en God se woorde, die liefde en die genade van die Vader en die Seun en die Heilige Gees by jou wees. Amen.